Goeiemôre. Wat 'n voorreg is dit om weer vanoggend saam met jou te kan kuier, lekker te kan gesels uit die woord van die Here. Ek lees hierdie aanhaling en dit het my nogal getref en ek wil dit graag aan jou voorhou. Elke keuse is 'n saad. Wat jy vandag plant, sal môre opkom, of as vreugde, of as spyt. 'n Mens kan nie beheer hoe vinnig iets groei nie, maar jy kan beheer watter saad jy aan die grond sit. En ek wil dan vanmôre vir jou vra, watter saad sit jy in die grond? Is dit saad van hoop, van verwagting, van geloof, van vertroue, van volharding? Of is dit saad van vrees en bekommernis? Nou ek wil graag saam met jou lees uit Markus 10 en wel vanaf vers 17 tot en met vers 22, wat dan vir ons die volgende sê. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ek wil graag my boodskap titel: Is dit jou finale antwoord? Ag, ek is seker, jy het al die program op die TV gesien van Who Wants to be a Millionaire? Wie wil graag 'n miljonair wees? En dan word daar verskeie vrae aan die deelnemer gestel. En dan vra die aanbieder op 'n stadium vir die deelnemer: Is dit jou finale antwoord? Want jou finale antwoord kan 'n beloning insluit, of dit kan dalk 'n mislukking wees. Jy kan dalk die prys mis deur die antwoord wat jy gee. Ja, hierdie vraag vereis 'n antwoord. Is dit jou finale antwoord? Die antwoord is van die uiterste belang. Dit het te doen met jou lewe. Ja, jou geluk, jou vreugde en jou toekoms rus daarop. Is dit jou finale antwoord? Jy sien, hierdie vraag sny deur die geraas van die lewe en dit dwing jou om te kies. Dit dwing jou om te erken wat jy werklik glo, of in wie jy werklik glo. En dit raak jou toekoms. Vriend, in Markus 10, en ek gebruik hierdie as 'n voorbeeld. In Markus 10 staan Jesus as die groot hemelse aanbieder voor 'n jong man wat ook 'n groot vraag vra. En die jong man se vraag is: Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dan kom Jesus en hy lei hom stap vir stap tot hy by daardie finale vraag kom. Daardie vraag wat ons sal identifiseer as jy hierdie vraag reg kry,
dan is jy $1 miljoen ryker. En dan wag hy vir die jongman se finale antwoord. Kom ons kyk vir 'n oombliekie 'n bietjie na hierdie jongman. Die woord van die Here hou hom voor as 'n jongman wat ryk, jonk was met gesag, heel waarskynlik geliefd in sy gemeenskap, moontlik selfs aantreklik. Tog wil dit voorkom asof hierdie jongman van aansien nie werklik gelukkig is nie. Daar is iets meer wat hy soek van die lewe. En tot dusver het hy dit nie gekry nie. En hy besef, daar is iets geestelik waarna hy verlang. En al sy aardse rykdom kan hom dit nie bied nie. Dit waarna hy op soek is, kry hy nie in die aardse nie. Hy soek die ewige lewe. Hy soek 'n verhouding met Jesus Christus. Ja, hy soek die hemelse. Hoe vind 'n mens dit? Dis opmerklik dat hierdie jongman na Jesus toe hardloop. En dan sê hy vir hom, goeie meester, waarop Jesus reageer, waarom noem jy my goed? Hy wil deur hierdie vraag vir die jongman iets tuis bring. Hoor wat sê Jesus vir hom. Hy sê niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Wat hy eintlik vir hierdie jongman wil tuis bring is jy bereid om my te erken as God? Jongman, erken jy dit? Erken jy dat God die Vader my gestuur het na hierdie aarde? Ja, hierdie jongman se vraag begin so goed, maar is nie goed genoeg nie. Die ryk jongman hardloop na Jesus toe. Soos wat jy en ek ook baie keer doen. Hy kniel, dit lyk vir my asof hierdie jongman goeie maniere het. Hy is respekvol. Hy het 'n goeie moraliteit. Sy motiewe is goed. En hy vra selfs die regte vraag. Maar weet jy, Jesus kyk dieper. Hy sien nie net die vraag raak nie, maar hy kyk na die hart. Baie mense vandag doen presies dieselfde. Hulle wil Jesus hê, maar net tot op 'n punt. Here, ek sal U dien tot op 'n punt. Hulle wil die ewige lewe hê, maar nie die volle prys betaal nie. Hulle wil die seën en die guns van God geniet, maar hulle wil nie 'n volkome oorgawe maak nie. Dan kom ek agter dat Jesus in hierdie spel iets na hom uithou. Hy sê vir hom, jy ken die gebooie. Jesus is hier besig om aan hierdie jongman sy hart te toon. Hierdie jongman se reaksie is, Here, ek onderhou hierdie gebooie van my jeug af. Jy sien, hy kyk na homself en hy dink hy's alright. Hy doen al die regte dinge, al die regte boksies word afgetik. Dan sê Jesus vir hom, weet jy, op hierdie lys van jou, het jy dalk sekere dinge afgemerk. Maar daar is slegs een ding wat jy kort kom. Jesus wys vir hierdie jongman presies die plek in sy hart en in sy lewe waar hy vasgehaak het. En dit is sy rykdom. En daarmee wil ek dadelik sê, rykdom as sulks is nie verkeerd nie. Maar rykdom met hierdie jongman se God geword. Is daar dalk iets in jou lewe wat
vir jou 'n God geword het, dalk jou motor, dalk jou werk. Jy sien, rykdom as sulks is nie verkeerd nie, maar dit is verkeerd wanneer dit die plek van die Here inneem. Jesus vra nie hier vir sy geld nie, maar hy vra vir sy hart, vir sy lewe. Hy wil graag in 'n verhouding staan met hierdie jong man. Maar dit beteken dat hierdie jong man sy fokus sal moet verander. Die jong man word hier opgeroep tot 'n besluit. Die besluit is, wie sit werklik op die troon van jou hart, van jou lewe? Jy wat sê, jy erken my as God, is God werklik op die troon van jou lewe? Skielik word die toestand van sy hart ontbloot. Jong man, ek wag vir 'n finale antwoord. Jy kan maak of jy my nie gehoor het nie. Jy kan my voorhou as maar net nog 'n leermeester. Die jong man se finale antwoord. Hy loop bedroef weg. Hy het bedroef weggegaan want hy het baie besittings gehad. En daarmee, deur hierdie finale besluit, verloor hy die ewige lewe. Dit wat vir hom vrede kon bring, dit wat vir hom blydskap kon bring. Hy het die regte vraag gevra. Hy het die regte antwoord gehoor. Jong man, die oplossing vir jou om te wen, om vrede te kry, om die ewige lewe te beerwe, raak ontslae van dit wat jou van my af wegtrek. Sy keuse, sy finale antwoord, maak dat hy die ewige lewe verloor het. Hy kies rykdom bo Jesus, hy kies die tydelike bo die ewige, hy kies gemak bo oorgawe. En Jesus laat hom gaan. Want Jesus forceer nooit 'n finale antwoord nie. Hy respekteer jou keuse. Die vraag aan jou en aan my: wat is jou finale antwoord? Jesus vra vandag dieselfde vraag. Nie net op Sondag nie. Nie net wanneer dit jou pas en gemaklik is nie. Wat is jou finale antwoord? Sal jy my onvoorwaardelik dien? Is jy bereid om 'n algehele oorgawe te maak? Wat is jou finale antwoord? Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanmôre na u woord kyk, word ons gedaag tot 'n finale antwoord. En hierdie antwoord berus op die volgende: is ons werklik bereid dat u op die troon van ons lewens sal sit? Is ons bereid om aan u heerskappy te oorhandig? Here, ek herinner my aan die woord waar u sê, wat sal die mens baat as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Daarom wil ek dan bid, Here, dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, by daardie punt sal kom van 'n finale antwoord. En dan sal sê, ek kies Jesus onvoorwaardelik. Ek kies die lewe bokant die dood. Ek kies vrede, blydskap, die ewige lewe bo ewige verlorenheid. Ek dank u vir u woord. Mag u woord lewend word in ons gees. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om hierna te kon luister. Aan u dan die eer, die lof en die aanbidding, bid ek in Jesus naam. Amen. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop en onthou, jy is baie kosbaar vir die Here. Vrede, mooi loop.
the greatest man in history, Jesus. Had no servants, yet they called him Master. Had no degree, yet they called him Teacher. Had no medicines, yet they called him Healer. He had no army, yet kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the world. He did not live in a castle, yet they called him Lord. He ruled no nations, yet they called him King. He committed no crime, yet they crucified him. He was buried in a tomb, yet he lives today. His kingdom is not of this world, yet it lies within the hearts of those who believe. He spoke of love and forgiveness, and his words have transformed millions. He offers no material wealth, yet we consider him the treasure of our lives. He promises no earthly power, yet in his name the powerless have found strength. Though he left no written words, his message has filled countless pages. In his weakness we find our strength. In his suffering, our salvation. He continues to invite us into a story of redemption, love, and eternal life. His name is Jesus Christ. If you believe in his message, comment Amen and share this video with someone you love.